Laat U op deur ons straal ons oop harte skyn, helder geloof. Vanoggend wil ek met jou iets praat. Ek is seker as ek dit gaan sê, gaan jy weghardloop. Ek gaan oor een van die moeilikste goed praat vir Christene. Mense wil dit nie hoor nie. Die oomblik as jy die woord sê, dit is soos 'n vloekwoord. Ek wil nie daai woord hoor nie. Ek gaan vanmôre met jou praat oor 'n ware vas. Ons hou nie van om te vas nie. En ek gaan vanoggend met jou praat oor hoekom vas vir jou belangrik is en wat vas is. En ek is oortuig as jy dit gehoor het vanoggend, gaan jy hierdie diep behoefte in jou lewe hê om waarlik te vas. Jy kan gerus jou Bybel oopmaak, Matteus 6. Matteus 6 is waar Jesus praat oor hierdie gebruik. Matteus 6 vers 1, in die Nuwe Lewende Vertaling sê Jesus, en ek gaan dit nie nou begin nie, sê hy, so moet jy jou praktiese godsdiens uitleef. Daar's 'n praktiese kant waartoe God jou nooi oor hoe jy moet optree en hoe jy jou geloof moet uitleef, waarvan vas deel is. Nou in lenttyd, en dit is hoekom ek daaroor praat, ek wil nie weer hê jy moet in die 21 dae vas ingaan nie. So ek doen dit sonder bybedoeling. Daar's ietsie wat kort kom in die kerk, en dit is gesonde lering oor wat vas is, en hoekom vas vir jou belangrik is. En ek gaan 'n bietjie daaroor praat. In lenttyd, die 40 dae voor Jesus, die herdenking van Jesus se kruisiging, het Christene oor die eeue heen vas gebruik en vas beoefen as die middelpunt van hulle godsdienstige beoefening of praktyk in hierdie tyd. En vas is iets wat verskriklik belangrik is vir ons lewe. Die meeste mense, wanneer jy oor vas praat, begin hulle oor toe druk. Ek is nie die vas tipe nie, verstaan jy my? Dis vir my moeilik om te vas. Jy weet, as jy my werksomstandighede het, of jy my lewensomstandighede, vir my is vas onmoontlik. Vas is nie vir my gemaak nie, dis vir ander mense gemaak. Sonder om te verstaan, dat vas van die begin af, deel was van mense se belewenis met God. As jy vinnig net deur die Bybel blaai, dink net vir 'n oomblik hoe Moses gevas het. Dink aan Dawid wat gevas het. Dink aan voor Dawid se storie, Hanna, die vrou van Elkana wat gevas het en haarself aan God toegewy het, en uiteindelik is haar seentjie Samuel gebore. Ons sien verskeie ons sien vir Jesus vas. Sekerlik die persoon op aarde wat kan sê ek het nie nodig om te vas nie, maar Jesus het gevas. Ons sien vir Paulus en Petrus vas en ongelooflike goed met hulle gebeur. Ons sien Christene reg deur die geskiedenis van die wêreld vas. En baie keer vir een of ander vreemde rede dink ons vas moet maklik wees of lekker wees. Hier is die waarheid, vas is nie maklik en lekker nie. As dit lekker en maklik was dit waarskynlik nie nodig nie. Dat God in sy woord sê dat ons dit moet doen nie. Maar vas is 'n dissipline. Ietsie wat jy moet doen, wat waarskynlik vir die meeste mense onaangenaam of nie smaaklik is nie. Dis 'n moeilike ding om te doen, maar dit is iets wat 'n inherente beloning vir jou het. Daar's iets in vas wat maak dat God na jou toe kom. En die oomblik as jy die waarde van vas verstaan, gaan jy dit met 'n lekker hart doen. Dit gaan skielik nie meer moeilik wees nie. En die bedoeling van vas is nie om gewig te verloor nie. Dit is 'n dieet. Daar's ander maniere hoe jy gewig kan verloor, maar dit, goed. En miskien verloor jy gewig as jy vas. Maar dis nie die rede kom jy vas nie. So ek wil vanoggend in 5 minute vir jou 'n lering gee oor wat vas is. En jy gaan dit verskriklik leer saam. Jy gaan dit verskriklik diep vind. En jy gaan voel asof die Here met jou werk en praat. En waarskynlik gaan jy jou middagete opoffer. Stretching it, maar miskien gaan jy dit doen. So kom ons praat vir 'n oomblik oor vas.
Jesus praat in Matteus 6 en hy praat oor die 3 praktyke. Die 3 praktyke wat elke gelowige gereeld behoort te beoefen. En hy praat van gebed, hy praat van liefdadigheid, maar dan praat hy van vas. En dit is sy woorde. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie. Want hulle mismaak hulle gesigte sodat hulle deur mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. En dan sê hy later, wanneer jy vas, dan sal die Vader wat in die verborgene is, jou Vader wat in die verborgene sien, jou in die openbaar vergelde. En dit is kortliks die gedeelte waaroor ek vinnig met jou wil praat vanoggend. En dis die woord wat ek in jou hart wil laat vanoggend is, wanneer julle vas. Jesus sê nie, as julle vas nie. Indien julle vas nie. Hy kon baie woorde gebruik het. Hy veronderstel dat vas deel is van ons geloof. Daarom dat jy gereeld in die Bybel lees van hoe belangrik vas is. Hoe krities dit is vir ons lewe. En dat as ons nie vas nie, dan mis ons iets van wat God vir ons wil doen. Want daar's 'n inherente loon, 'n voordeel vir elke persoon wat vas. En as jy dit verstaan vanoggend, gaan dit vir jou baie maklik wees om dit te doen. Jesus sê, julle moet vas. Wanneer julle vas, is daar die regte manier om te vas. Dis baie interessant dat in al 3 hierdie gedeeltes sê God, daar's 'n loon vir ons. Jy vas nie ter wille van God nie, jy vas ter wille van jouself. Iets wat in jou lewe moet gebeur wat alleen kan kom wanneer jy vas. Daar's 'n loon van die Vader wanneer jy liefdadigheid bewys. Daar's 'n loon van die Vader wanneer jy bid. Maar daar's ook 'n loon van die Vader wanneer jy vas. Vas is 'n kragtige ding in jou lewe. En miskien is 'n definisie in orde om net vir 'n oomblik te sê, maar wat is vas? Vas is wanneer jy voeding of voedsel of ander dinge in jou lewe weerhou vir 'n sekere tydperk tot 'n sekere mate vir 'n geestelike doeleindes. Dis iets wat jy doen in 'n sekere mate vir 'n sekere tydperk met die oog op 'n geestelike doel. Dis nie 'n doel van om gewig te verloor en om 'n goeie gewoonte te beoefen en om jou liggaam te reinig nie. Al daardie goeders het waarde wanneer jy vas. Maar die ware rede is, jy vas nie ter wille van hierdie goed nie. Jy vas vir 'n dieper doel, om 'n inniger verhouding met God te verkry, om diepte te kry, om God se stem te begin hoor en 'n loon by die Vader te kry. En een van die wonderlikste dinge wat Jesus sê in Matteus 6, wanneer hy dit leer vir sy disippels, hy sê vir hulle, daar's 'n loon wat julle mis. Daar's iets wat by jou salarischeck moet bykom. As jy net jou salarischeck gekry het hierdie maand, en dis al loon wat jy ontvang het jy God se groot plan vir jou lewe gemis. God het nog iets wat hy wil byvoeg by jou salarischeck. Hy wil jou beloon. En miskien sê jy vanoggend, Ernie, as jy iets soek om oor te huil, kyk gou na my salarischeck. Dit sal trane in jou oë bring. Het jy geweet, as jou werkgewer jou nie loon, volgens wat jy dink jy werd is nie, imagine, hoe kan God jou beloon? God gee vir jou meer as wat jy verdien, want hy gee deur genade. Jou werkgewer sê dalk vir jou, die rede kom jy huil oor jou salarischeck is actually wat jy werd is. God sê, ek gee vir jou meer as wat jy werd is. God wil jou beloon. God wil vir jou gee, maar God het sleutels, God het roetes, God het 'n reis van hoe daardie beloning werk, waarvan vas deel is. Daarom dat Jesus sê, wanneer julle vas, moenie verkeerd vas nie. En dan noem hy 'n paar goed, dit gaan nie oor skyn nie. Mense in Jesus se tyd het daarvan gehou as ander hoor hulle vas, want mense dink, hierdie ouens het regtig
'n diep spiritualiteit. Hulle het 'n regtige diep toewyding aan God. Ons sien sommer hulle lang gesig. So as lang gesig Koos daar uitkom by die kamera, weet ons hy vas. Dis hoekom sy gesig lank is. En dat ons nuwe respek vir sy vermoë om weg te bly van 'n lekker hamburger af. Nee, Jesus sê, dis nie die doel van vas nie. Die doel van vas is nie sodat ander mense jou kan sien en jou respekteer nie. As dit jou doel is, sê Jesus, dan het jy reeds jou loon weg. Dis jou beloning. Mense gaan dink, ou langgesig Koos, jy weet, hy's 'n ou wat kan vas, my maat. 40 dae, 40 nagte kan hy wegbly van kos af. Net so, hy het 'n vermoë, dis jou loon. Dis waar jou loon gaan eindig. God gaan jou nie beloon nie. Gaan nie oorskyn nie. Maar dit gaan oor verhouding. Maar jou Vader, daar's 'n Vader wat sien dat jy 'n kommitment maak, dat jy diepte soek in jou verhouding met hom. Hy is die een vir wie jy vas. Hy is die een wat jy wil hê moet jou raak sien. Daarom moet jy jouself weghou. Daarom is vas 'n private, 'n persoonlike, geheime beoefening van jou geloof, sodat 'n God jou in openbaar kan vergeld. Sodat God jou in openbaar kan beloon. En Dawid het hierdie smagting in homself gehad. En ons het laasweek oor Dawid gepraat. Hy sê soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Daar was by Dawid hierdie versmagting, hierdie honger na God wat groter was as die hamburger binne in sy bord. Ek sal eers daai ding net op sy stoot, net vir 'n rukkie. Ek moet God ontmoet. Ek moet myself vir 'n sekere mate, vir 'n sekere tydperk weerhou van kos en van ander dinge in my lewe, sodat ek duidelik 'n ontmoeting met God kan hê, sodat ek God se stem kan hoor. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n verhouding met God. Hoekom is vas so belangrik? En ek wil net vinnig 'n paar goeders in jou hart lanseer. Hoekom is dit so belangrik vir ons? Hoekom moet ons dit beoefen? In die eerste plek, want wenners probeer nie om te wen nie, maar oefen om te wen. Hier's iets groots hierin. Matteus vertel ons die storie in Matteus 17 van die disippels van Jesus wat 'n persoon, 'n man se seun wat duiwelbesete was, hulle kon nie hom help met daai seun nie. Die seun het selfmoordneigings gehad. Die duiwels wat hom beetgepak het veroorsaak dat hierdie man homself in die water gegooi het, of hierdie seun homself in die water gegooi het, in die vuur gegooi het. Dit was 'n allerverskriklike situasie. En hierdie disippels wat nou disippels van Jesus was, wat elke dag saam met Jesus beweeg het, kon nie hierdie seun help nie. En nou kom hulle na Jesus toe, nou sê hulle vir Jesus, help ons, want u disippels kon dit nie doen nie. En Jesus bevry daardie seun van sy duiwelbesetenheid. En nou staan die disippels verstom en sê, Here, hoe dit gewerk? Help ons, daai resep verstaan ons nie so mooi nie. Miskien het ons 'n paar goeters gemis, 'n paar tegniese goedjies gemis oor hierdie hele storie. Help ons net weer, wat is die kursus nou weer oor om duiwels uit te werp? En Jesus sê vir hulle, ouens, julle verstaan nie. Dit gaan nie oor 'n tegniek nie. Hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur vas en gebed nie. Dit wat jy in die geheim beoefen, is dit wat in die openbaar gebeur met jou. Julle toewyding is nie reg nie. Julle is nie op die plek waarin julle geestelike krag losmaak in julle lewe nie. En Jesus demonstreer eintlik 'n verskriklike belangrike punt. Sekerlik in 'n sekere mate die mees basiese natuurwet wat daar bestaan, die wet van oorsaak en gevolg. Dit wat jy in die geheim doen, weet 'n atleet daag nie op by die Olimpiese spele en sê ek gaan vandag probeer om te wen nie. Hy het geoefen om te wen. Hy het vir dae, ure, maande, jare geoefen om te wen. Hy gaan probeer nie die Olimpiese spele nie, hy hardloop die Olimpiese spele. Stem julle saam? Maar baie Christene probeer die geestelike lewe.
Ons dink dit is sommer so maklik net om die Here te dien. Jy weet, jy kan maar net sommer alles doen wat jy wil doen. Jy's maar net so spontaan as moontlik, daag op wanneer jy moet opdaag en dan gaan goeders vir jou gebeur in jou lewe. Dink 2 keer. Wenners probeer nie om te wen nie, hulle oefen om te wen. Vas is deel van my geestelike dissipline waardeur ek my liggaam onderwerp, waardeur ek spasie vir God in my gees skep, waardeur ek die krag van die Here losmaak in my lewe. Vas is een van daai dissiplines waardeur ek oefen om te wen. Oefen om meer van God in my lewe te sien, oefen om sonde te oorwin in my lewe, oefen om al daardie goeders te doen. Maar vas veroorsaak dat ek nader aan God kom. Kom ons vas belangrik. Vas maak dat jy nader aan God kom. Jy wil dit nie hoor nie, jy wil makliker maniere kry om nader aan God te kom. Miskien is daar van daardie maniere wat gedeeltelik werk, maar die sekerste manier om meer van God in jou lewe te ervaar is begin te vas. Jy gaan gou agterkom, dis nie maklik nie, maar dit maak iets los in jou lewe. Jy kom nader aan God. Een van die mooiste skrifgedeeltes is Joël 2 vers 28, wanneer God sê, daar's oomblikke wanneer die wêreld verander, en wanneer die wêreld verander is, wanneer ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns, julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal gesigte sien. Ons almal hou van daardie vers, en ons almal het al daardie vers gehoor. Is julle reg? Het julle al daardie vers gehoor? Die skokkende ding van daai vers is, daar's 'n voorwaarde aan daardie vers. Die Bybel sê, en daarna. Nou as jy groot vraag, wat kom voor die daarna? Wel, voor die daarna kom, heilig vir julleself 'n vasdag in vers 15. Kry 'n dag in jou lewe waar jy jouself verootmoedig voor God, en wanneer jy jouself afsonder voor God en vas. Vas veroorsaak dat ons nader aan God moet kom. Maar een van die mooiste dinge is vas ontroon die afgode. Het jy geweet jy het afgode in jou lewe? Paulus praat in Filippense 3 vers 19 van die maag as 'n god. Jy wil heeltyd hierdie behoeftes van jou maag dien. En as ek dit lees, dan voel ek elke keer skuldig, want ek wil dit ook doen. Pas doen dit. Daar's goeders in ons lewe wat ons dryf, ons begeertes, ons behoeftes. Ek wil gou daar stop. Vas is baie belangrik vir jou verhouding met die Here. Ek gaan nou afeindig. Ek het amper heeltemal te lank gepraat vir 'n ou wat gesê het ek gaan baie kort praat. So ek kom nou in vir 'n crash landing. Vas bring loon. Wanneer jy vas op die regte manier, sê die Bybel, sal die Vader wat in die verborgene is, in die verborgene sien, jou in die openbaar vergelde.